Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir vanoggend se krantbesprekings en Sharon Kanal sluit vanoggend by ons aan. Goeiemôre Shar. Goeiemôre julle. Hoogtepunt van die dag, staatsrede. Kyk, ek weet nie, ek kan nie besluit of ek die kort strooitjie getrek het om op die dag van die staatsrede hier te wees nie, maar ek wil sê ek eerder vandag as môre. Minder analise. Ek kan nog 'n bietjie flaf om te dink wat gaan gebeur. Ek dink die ding wat die meeste uitgestaan het in die laaste paar dae, daar's een sinnetjie wat die heeltyd opkom en dis president Ramaphosa wat gesê het die land het it turned a corner, sê hy. So lekker verbatim aanhaling. Hy sê ja, hy weet ons het baie probleme, maar hy voel daar's baie uitdagings vir die laaste 10 jaar, but we have turned a corner. So dis nou nogal vir my net baie interessant want ek probeer nou heeltyd dink. Ek maak altyd 'n speletjie hiervan. Wat se hoek? Wat gaan hy nou sê en wat se hoek? Want my eerste reaksie is ons het tans 2 instansies wat besig is om polisie korrupsie te ondersoek. Gaan hy iets sê oor korrupsie in die polisiediens? Dis my eerste vraag. So ek wil eintlik al vir my so 'n bingo kaartjie maak vir vanaand. Ja. Die ekonomie uit die aard van die saak moet iets wees wat hy gaan aanspreek. Diensleweringskwessies is 'n massiewe krisis. So nou wat van buite afkom, wat die partye sê hulle graag sal wil hoor. Die DA sê al die hele week, luister, die tyd vir visie en hoop en positiwiteit vir die toekoms en die son gaan skyn, wat nou maar die tradisionele staatsrede speel is, kom ons Dis wees die eerlik. Afrikaanse manier is om na probleme te kyk soms. Absoluut. Ek sal eerder laat hy die ander Suid-Afrikaanse manier en doen en dalk 'n grappie maak of so. Maar ek verstaan hoekom die DA sê ons kan nie daarop fokus nie. Natuurlik wil ons nie net in 'n negatiewe put verval nie, glad nie. Maar hy moet die probleme aanspreek. Ja, ek dink ons moet ook praat oor die realiteite. So ek verstaan regtig niemand wil negatief wees nie, maar ons gaan ook nou, ons het gehoor in die nuus dat dele van die land sonder water gaan wees, wateronderbrekings. Nou praat ek nie meer van een area nie, ek praat van 'n paar. Ons weet misdaad getou op hierdie stadium heeltemal buite beheer. Nou weet ons die polisie word ondersoek of hoë koppe word ondersoek, daar's baie korrupsie. Gesondheidsversekering kwessies. Daar's baie kwessies. So om te sê okay, we've turned a corner, wil ek vir die president vra ook wat so? Ek het 'n idee, dis van daai ene van die woonbuurt af, die gewone straat in die nagwaas steegie in. Ons is daar. Want die realiteite is nie dit van Suid-Afrikaners op hierdie stadium nie. Sonder om negatief te wees nie, maar gee dan vir ons praktiese oplossings in jou staatsrede en dan aanvaar ons dit. Ek dink een van die goed wat vir my nogal die meeste uitgestaan het, my gunsteling opmerking in die aanloop tot die staatsrede is van die groep Unite for Change. Ons weet dit is Bossa Good en Rise Mzansi. En hulle het gesê, hulle sal graag wil hê president Ramaphosa moet spesifiek oor munisipaliteite praat. Want presies wat jy nou tereg sê, Jen, is dat die realiteit van die gewone deursnee, Jan Rapp en sy maat Suid-Afrikaner, is dat ons nie water het nie elektrisiteit het nie. En dis die deursnee Suid-Afrikaner, nie eers die werklik arm gebiede en plattelandse gebiede nie. So ek moet sê ek stem nogal saam met hulle dat ek 'n daadwerklike opmerking en plan van die president se kant af sal wil hoor rakende munisipaliteite. Die mag wat munisipaliteite het, die afwenteling van mag, hoe ons hierdie saak gaan oplos. So ons kan net bespiegel, maar ek sal baie graag môreoggend my bingo kaartjie hier by julle wil aflaai om te kyk wat presies het hy dan nou verwys vanaand by die staatsrede. Sterkte met jou optimistiese ene daar. Baie dieselfde wees as die vorige 10-20 jaar, maar anyway. Dit is sy 10de een, net so van die ons op die jas. Inderdaad. Dan moet ons praat oor dogters wat verneder is oor dat hulle broeke by die skool dra. Hierdie is vir my 'n vreeslike netelige kwessie. Want aan die een kant skoolreëls is skoolreëls en aan die ander kant dink ek dit gaan oor hoe dit hanteer is. So dit is 'n skool in Benoni hier in Gauteng. So die skoolreël sê dat die kinders, slegs die meisies, mag net in die winter langbroeke dra. Maar daar is toe nou ouers en kinders wat nie gemaklik is met skoolrokke nie en blykbaar al sedert Januarie wel met broeke skool toe gaan sonder dat daar enigiets gesê is. En die probleem is toe nou na bewering verlede Vrydag is daar 'n groep meisies uitgesonder tydens die saalbyeenkoms en hulle moes toe na die hoof se kantoor toe gaan en is daar gedwing om die broeke uit te trek en vuil skoolrokke wat in die hoof se kantoor was aan te trek
omdat dit teen die skoolreëls was. So ons sit dis Februarie. So dit verstaan julle hoekom ek sê dit is vir my 'n netelige kwessie. Ja, skoolreëls is skoolreëls. En dit is ook die kommentaar wat van die departement van onderwys afkom, is aan die een kant daar's reëls wat moet gevolg word en die ouers het wel hierdie reëls geteken en die gedragskodes onderteken, maar die wyse waarop hierdie meisies hanteer is iets wat totaal en al onaanvaarbaar is, veral in 'n skoolopset, want hier is 'n hoërskool. So dit is vernederend. Ek sê wel na bewering, want daar is altyd 3 kante aan 'n saak. Dis 'n saak wat ons baie fyn dop hou, want dit is een van daai goed wat een van die ouers sê, dat die kind is so getraumatiseer dat hulle nou sielkundige hulp moet kry. Sy sê die kind besit nie eers 'n skoolrok nie. Sy is nie 'n kind wat gemaklik is in 'n skoolrok nie. En daarom het sy al van die begin van die jaar af 'n broek gedra. En ek dink mense met baie keer mense ken ook nie die omstandighede nie. Ek hoor wat jy sê skoolreëls, maar dalk is 'n broek of die skoolklere wat die ouers kon bekostig, dalk die broek in die wit hemp of wat ook al dit is. Verstaan? Dit kan 'n kostesding wees by die huis. Mense wonder soms, jy weet, was die meisies byvoorbeeld vooraf gewaarsku, is hulle ouers gebel 2 dae terug om te sê jou kind doen dit. Is so daai feite is iets wat mense half voor sal wag om te sien hoe dit uitspeel. Maar dit is so moeilik om enigstens 'n uitspraak te gee. Want die enigste wat van die skool afgekom het, is dat die hoof nog steeds in haar posisie is en dat hulle asseblief net moet kalmeer terwyl die ondersoek aan die gang is. So dit is 'n storie wat ons nie kan enigstens eintlik kommentaar oplewer totdat ons al die kante gehoor het nie, want daar is presies wat jy sê, baie dinge wat mense in ag moet neem in terme van so 'n situasie. Ons gaan later 'n bietjie verwys na die feit dat daar vreugdevolle wolkbreek was in Graafrenet, maar ons moet praat oor die feit dat daar nie water is in Johannesburg nie, 'n bietjie opvolgstorie spesifiek oor die mense van Melville wat hulle stem dik maak. Dis nou al die hoeveelste optog en protesaksie dink ek. Ja, ons het gister, ek weet Gert het met julle gesels oor burgemeesterskandidaat wat daar met haar sambreeltjie in die pothol gesit het. Die mense is skillvol en die wyse woorde van Pierre Breitenbach, hulle is besig om gepypkant te word. Hard en aanhoudend. Ek is baie jammer. En die mense van Melville het ook nou besluit, luister, Auckland Park, Brixton, Westdene, hulle het gisteroggend gesê vreedsame betoging, hulle kan fisies nie meer nie. Enige iets van 17 tot 24 dae. Ons weet daar is baie verskillende hoeveelhede tyd wat mense nie water het nie. Julle, ek is baie jammer. Dit is totaal en al onaanvaarbaar. Mense wat erfbelasting betaal en alles betaal. Kan nie dieselfde gesprek oor en oor hê. Kyk, Jennifer se oor rol se ver terug, sy groet haar graad 1 juffrou op hierdie stadium, want ek weet hoe voel jy oor hierdie saak, maar julle daar was oud en jonk. Ek dink wat vir my, en asseblief verstaan my hart hier, verblydend is oor hierdie storie. Nie dat die mense nie water het nie, maar dat 'n gemeenskap so opgeruk het, 'n tradisioneel gegoede gemeenskap wat nie noodwendig in die strate invaar om te betoog en te protesteer teen so 'n tipe iets nie. Oud jonk, stok oud, bloedjonk, hulle was almal daar gewees met leë waterbottels en dan was daar nou 'n video op wat op sosiale media versprei word oor inwoners van Melville wat Darren Marrero, die Johannesburgse burgemeester, aanvat en na bewering is hierdie gedeelte, hierdie videomateriaal, hierdie beeldmateriaal uitgesny uit dit wat die Johannesburgse Metro Raad op sosiale media gesit het. Hierdie video het later eers waar 'n man vorentoe stap, langs hom gaan sit en sê, jy kan my ruik. Sê jy vir my, waar is ons water? Ja. Ek wonder altyd, en is regtig wat ek wonder, ek het dieselfde gewonder met die kragonderbrekings. As ons die kragopwekkers by al ons ministers se huise wegvat en as ons hulle water gaan toedraai vir 24 dae en meer, of ons dan daadwerklike verskil sal sien. As ons na elke premier toe gaan en elke minister wat in beheer is en elke LER vir een of iets wat belangrik is, as ons hulle krane gaan toedraai en hulle kragopwekkers gaan wegvat en hulle blou ligbrigade, wil ek weet hoe hulle gaan reageer en sê, gaan na 'n staatshospitaal. Dan voel jy soos meeste Suid-Afrikaners, dan wil ek weet of jou approach anders gaan wees in hoe jy regeer. Prys Sela, ek stem 100% met jou saam. En nou sê die adjunkminister van water en sanitasie ook toe nou gistermiddag, daar was 'n ontploffing gewees wat dan nou ook Randwater se kapasiteit verminder. Maar sy woorde is verbatim, daar's niks wat ons hier aan kan doen nie. Dit was 'n ontploffing wat ons nie voorbeplan het nie. Dit is nie infrastruktuur nie. Ek is baie jammer. Ek is nie 'n waterkenner nie, maar ek kan nou vir jou sê, daai ontploffing
is nie die probleem in hierdie situasie nie. Nee, So wel gedaan Melville, Auckland, Pad, Brixton en Western. met hulle vreedsame betogings, ja. Wat sê Suid-Afrikaners wat oor see bly? Hierdie was nou nogal vir my 'n interessante storie. Ek weet Jennifer, jy het familie wat oor see is. Meeste van ons ken iemand wat geïmmigreer het. So ons het nou die 1 miljoen merk getref, min of meer ongeveer, van Suid-Afrikaners wat oor see is. Maar die statistiek is vir my iets wat ek nou nie verwag het nie. 43% van mense wat tans oor see bly, wat sê hulle sal nooit permanent terugkom nie. Maar hier's vir my half die besenfees oor hierdie statistiek. Meeste van hulle kom ten minste elke 2 jaar nog steeds hiernatoe. Familiekuier en die Familiekuier. 'n vyfde besit steeds eiendom in Suid-Afrika. 'n Groot gedeelte van die Suid-Afrikaners, van ons expats, ons SAFAs oor see, het ook nog steeds Suid-Afrikaanse bankrekeninge en hulle identifiseer nog steeds as Suid-Afrikaners. Hulle sê maak nie saak hoe lank hulle al daar bly nie. Ja. Hulle identifiseer steeds as 'n Suid-Afrikaner. Nee, die lys van waarom mense gegaan het is vanselfsprekend. Ons het nou al 20 jaar hierdie gesprek. Vrees vir veiligheid, beter geleenthede. Wat wel vir my nou nogal interessant was, en dis nie noodwendig iets wat almal altyd op die man af reguit oor praat nie, is die feit dat iemand sê as jy kan 'n groot kop wees in Suid-Afrika, maar jy's niks as jy in Kanada byvoorbeeld in Toronto aankom nie. Ja. Jy begin in jou 40s en jou 50s heel onder, maar ek dink wat ons weet, daar's baie Suid-Afrikaners wat oor see trek, maar ek gaan hier kies om die glas half vol te maak, want die kraan is in elk geval leeg, ek kan nie nog meer nie, daar is 'n verblydende gevoel met by ons expats. Al gaan net so tikkie onder die helfte nooit terugkom permanent nie, kom hulle gereeld terug om te kom kuier. So dit is nie dat hulle die naaldstring geknip het nie, dit bly huis. Daar's nog iets wat vashou. Ja, dit was wel interessant dat meeste van hulle wat in Australië en Nieu-Seeland bly, gesê het hulle sal nie terugkom nie. Van al die plekke waartoe hulle getrek het, was daai twee lande se mense wat gesê het hulle sal nie noodwendig terugkom nie. Maar as jy ook gaan kyk nou, as ek nou sê ons het die miljoenkerf gemaak, omtrent 'n kwart hiervan, 250,000 is in die Verenigde Koninkryk en 200,000 in Australië. Kyk, dit verbaas my glad nie. Ja. Dit weet ons. Iemand sê nou eendag jy kan jou oë toemaak, 'n klip gooi en jy gaan verseker Suid-Afrikaner raak gooi in Australië. Ons tyd is eintlik by, ons moet gou 'n bietjie verwys hierna. Die wolkbreek tref 'n Oos-Kaapse dorp tot groot verblyding. Kyk, ek gaan baie vinnig hier wees want gaan kyk self ook net op die Hoër Volksskool Graafrenet se Robert Sobukwe dorp nou, maar die skool is nog dieselfde naam. Gaan kyk asseblief op hulle Facebookblad. Ons weet hulle het 'n onverwagse wolkbreek gehad maandag en die skoolkinders het gaan duik in wat gelyk het soos 'n dam op die rugbyveld. Mense het gedans in die strate. Ek dink altyd aan Elise Beekman liedjie wat sê ek het 'n boer sien dans in die Karoo, want hulle self ook sê as jy wil weet hoe lyk dankbaarheid vir reën in die Karoo, dit lyk so. Dis 'n skoolkind wat duik op 'n rugbyveld. Hoe vanselfsprekend dan vir ons nie dat dit gaan reën nie. Sjoe. Sharnike, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie julle. Dit is Sharnike Nel, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.